Nou of ek en jy dit nou wil weet of nie, ons is by die helfte van die jaar. Tot hiertoe, opdraande is eruit gewees vir elkeen van ons. Klomp dinge wat ons lewens ontwrig het, klomp dinge wat aan ons sakke gevat het, as ons net dink aan die oorlog in die Midde-Ooste, en al die implikasies daarvan, dan weet almal van ons wat dit beteken om so bietjie elke sent om te draai. Nie net dit nie, om ook weer eens net te besef, hoe uiters bevoorreg is ons, om alles te kan hê wat ons wel nog het. Maar dit is ook op tye soos hierdie wat 'n mens so 'n bietjie lekker kan terugkyk. Soos wanneer jy 'n berg klim, as jy so terugkyk, dan sien jy hoe ver het jy al gekom en hoe ver was jy suksesvol in die oorlewingsstryd wat dit vat om aan die lewe te bly. En hiervanaf verder is dit nou afdraande pad. En ek wil vir jou sê, dat afdraande pad is soos, hulle sê mos, soos 'n toiletrolletjie. Hoe nader aan die einde, hoe vinniger. Of soos 'n bad water. Hoe nader aan die einde, hoe meer is die geraas. Die ander dag loop ek vas in iemand en hy sê, "Ai, en hoe gaan dit met my ou ryk vriend?" Toe sê ek van, "Deur die genade van die Here gaan dit goed, man. Ek is ryk aan genade en liefde en my voete ryk." Maar dis daar waar die ryk ophou. Hy vra toe vir my, "Nou waarvoor vra jy vir donasies?" Ek sê van, "Boeta, want dit is my werk. Ek het nie 'n gemeente wat vir my voorsien in 'n salaris nie. Ek het nie veel van pensioen en al die ander dinge nie, as gevolg van die lang tyd wat ek buite die bediening was en so 'n paar ander dinge wat gebeur het waaroor ons nou nie gaan praat nie." Toe sê ek vir hom, "Weet jy, Boeta, ek werk nog steeds elke dag, so tussen 5 en 8 ure per dag, om net alles te kan doen wat ek moet doen." Hy sê toe vir my, "Nou maar, wat doen jy dan nou alles? Jy vat mos net die dagstukkie en dan sit jy hom op." Ek sê, nee. Dit is nou nie net so maklik soos versit hom op nie. Dit is 'n hele proses, 'n klomp dinge wat moet gebeur. Die eerste ding wat moet gebeur is, jy moet 'n tema kry. Dan moet jy so 'n bietjie gaan oplees oor die tema, sodat jy iets relevant kan deurgee. Dan moet jy die boodskap skryf. Dan moet daardie geskrewe boodskap verpak word in 'n mooi raamwerk. Dan moet daardie mooi raamwerk geëdit word. Dit wil sê, hy moet geredigeer word. En dan uiteindelik moet hy nog gepost word. Dan moet hy gelaai word op internet, op 'n gegewe dag. Jy moet dit skeduleer en 'n klomp ander dinge, sodat elkeen van julle elke dag julle dagstukkie kan kry. So dis nie sommer net vervat en post nie. Maar weet jy, dis die wonderlike daarvan. Iemand het mos eendag gesê, die dag as jou passie jou werk word, dan het jy jou pasplek gekry. En dis vir my die wonderlikste om vandag vir jou te kan sê, dit is so lekker om ook die gawepakket waarmee God my geseën het aan te wend, sodat ek ook koninkryk kan bou, ook vir jou en baie ander kan bedien met sy liefde. So die inkomste wat gegenereer word uit Lewe Lig en Live Light, die Engelse kant, word aangewend. Heel eerste om te kan aanhou doen dit wat ek moet doen. En dit is om die dagstukkies vir jou aan te gee. Daar's 'n klomp uitgawes wat aangegaan moet word, sodat ek en jy elke dag ook saam met mekaar kan kuier op ons dagstukkies. Boonbehalwe dit, soos wat ek vir jou gesê het, is dit ook my inkomste, die brood waarvan ek moet lewe. Die persoon vra toe vir my, "Maar hoekom monetize jy nie?" Toe sê ek hom, "Weet jy, ek ken nie van daai groot woorde nie, en ek het so 'n bietjie rondgekyk, maar dit lyk nie van my op hierdie stadium het ons genoeg mense, of ek weet nie hoeveel moet jy hê nie, as daar van julle is wat dan weet, hoe doen mense hierdie dinge, sal ek tog so bly wees, as julle 'n bietjie kan raad gee." Maar dit is waar ons nou is. Van my kant af wil ek net weer vir jou en vir elkeen van julle, wat ons finansiëel en ook in gebed en op allerhande ander maniere ondersteun, baie dankie weer sê. Weet jy, daarsonder sou ons nie kon aangaan om 'n verskil in mense se lewens te maak nie. Nou ek weet na alle kante toe, knyp die dinge, maar soos wat ek jou sê, duurder petrol, oliepryse, duurder krydeniers, duurder alles.
Maar ek wil jou weer vandag uitnooi. As die Gees dit op jou hart lê, om ons in staat te stel, om voort te kan gaan met die dagstukkies, so opnames en uitstuur, oorweeg dit, om dan ook jou bydrae te maak, hier in die rekeningsbesonderhede wat gaan volg. Mag die Here jou ryklik seën, ons gesels gou weer. Hê 'n mooi dag verder. Liefde groete, Sjaal.